Woensdag die 21ste Januarie 2026 en die voorreg om hier in die ateljee vir ons te hê vandag ons, wat moet ek jou noem, antieke Parys standaards. Net nie fossiel nie. Net nie fossiel nie. Nie fossiel, ja. Dr. Pieter Swarts. Swarts, met Z op hulle. Met 'n Z. Ja. Jy is nou al so lank deel van Parys, jy is eintlik maar Parys homself. Maar Pieter, kom ons begin by die begin. Ja. Waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword? Ek het op Ventersdorp groot geword. Gebore, skool gegaan, gematrikuleer. Nou van Ventersdorp af al die pad Vrystaat toe is 'n redelike skuif. Ja, maar ek was op weermag toe vir 'n jaar. Toe ek 'n jaar op Potchefstroom en toe ek Wits Universiteit toe. So van die een uiterste Ventersdorp tot Wits. Ja, maar is dit vir my interessant, van Potchefstroom Universiteit af na Wits toe om te gaan tandheelkunde doen, ja. Ek het eers aptekerwese gedoen vir 'n jaar. Oh, jy het aptekerswese Toe sê die apteker van jy is nie gepas vir hierdie werk. Ek dink jy moet gaan tandheelkunde doen. Regtig. So ek het nog eendag spyt daaroor. Ja. Ja. En ons ken mekaar nou al vir jare eintlik, vandat ek 'n pasiënt, Ja, eintlik vandat my oorlede ouma 'n pasiënt Ja. was. En my Dis korrek. ouers en ek ja, en al my kinders dis omtrent. korrek, ja. Jy hier in Parys, jy voel gevestig, jy's regtig nou deel van die gemeenskap. Ja, ek voel absoluut deel van die meublement, ja. Toe jy hier gekom het, watter jaar was dit? 1 Desember 1974. Oei, Ja. dis om my waarheid te sê, dis nog voor ek klaar gemaak het in skool. Regtig. Ja, regtig. Jy laat my oud voel. Nou goed, van daai tyd af, toe kom julle nou in Parys en julle Ja. vestig hierso en tot vandag toe is jy hier. Ek wil net 'n interessante ding hoor. Huise gewissel. Ja, ons het eers 10 jaar in Albizalaan gebly waar ons gebou het. En toe het ons vir 32 jaar in Esplanade weggebly waar ons gebou het en toe is ons nou oor na die Golfeiland. En jy's nou op die Golfeiland. Ja, ons bly nou op die Golfeiland. Ja. Nou so jy het nou die dorp gesmaak Ja. en nou is jy op jou eie klein landgoed daar Ja, aan die kant die dorp. Dit was altyd nog gou droom daai Golfeiland want ek het daar toe kom op Parys toe aangesluit by die Golfklub. Ja. 1974 en ek het die ding sien groei en groei en groei. En toe hulle begin bou, toe sê ek nee, wat ek sou nooit daar kan bly nie. Ek is dankbaar vandag. Ja. As ek kan lekker daar bly. Dis 'n lekker plek om te bly. Is dit anders? Ja, ek sal sê ek is jammer om te sê dat mens voel jammer vir die mense wat nog geswaak het al die water, Ja. krag en so aan. En daar gaan dit goed. Jy weet. En jy's baie vry daar, jy voel meer veilig. Moet eerlik sê, ek voel veilig. Ek is so 'n ou wat lief is vir die buitelewe. Ek hou van fietsry. Ek draf, ek speel golf. Jy weet so. Ja. As ek nou moeg gewerk is in baie glas, ek nou daar buite. Nou, ek moet nou vir jou nog iets sê en ons het nogal daarvan gepraat toe ons kom sit in afsprake. Jy's 'n verskriklike pligsgetroue ou in jou beroep. Jy kan nie anders in die sak hê. As jy nie is, het jy moeilikheid. Ja. Jy weet, ek het al daai moeilikheid gehad toe ek 'n jong mannetjie was. En die ou in die stoel vergeet, jy weet, seker. Dan gaan speel golf. Dan gaan speel jy golf, dan moet maar 'n bietjie leer. Dan kom hulle my op die golfbaan. Sê jy Ja. het ou in die stoel vergeet. Pragtig. Daai pligsgetrouheid, daai roetine, daai absolute roetine, is dit deel van jou persoonlikheid? Dis absoluut, ons eintlik 'n pynpuntjie. Ek dink want jy raak so in dinge moet so gebeur. Ja. Volgens volgorde, jy weet. En dan gelukkig naweek geskakel 'n bietjie af. En as jy afskakel, dan is dit nou golf of Ja, of ek is lief vir buitelewe. Ek gaan stap baie, ek draf, ry fiets, jy weet ek het 'n plot buitekant wat ek ook baie betrokke is. ja. So behalwe in die praktyk waar jy regtig intens besig Ja. is, het jy in jou, kom ons sê, buite die praktyklewe ook daai intense aktiwiteit. Jy's nie 'n ou wat op die stoep sit en koerant lees nie. Nee, ek is ongelukkig ek is lief vir lees maar ek kry kort klein stukkies. Want Ja. Ek voel my oë raak moeg. As jy so 8 ure 'n dag intensief gewerk het in 'n klein areaatjie, met ons area wat dis maar so 10 sekonde, Ja. dan is jy oë moeg. So jy sukkel om dan te fokus na as ek reg kom lees besig het nie maar jy nou moet jy jou joernale doen. Die doen ek in die oggende vroeg want ek staan elke oggend 4 uur op. 5 uur gaan draf en dan tyd doen ek dit maar in die oggende. Die oor nog nie so moeg is. Ja, aktiewe lewe. Aktiewe lewe. Ja, kan nie anders doen. En as jy terugkyk, sê jy dit wel anders hê. Nee, ek is vergenoegd. Ek is dankbaar. Ja. Glad nie anders. Wel geluksalig. Ek sal dalk ja, absoluut. Ja. Jy sou dalk jy wou ietsie sê, daar's daai een dingetjie. Nee, ek dink daar is ook 'n paar goedjies in lewe wat jy anders sou gedoen het, maar niks. Ek dink dis met 'n doel gebeur het. Ja. Kom ons gesels oor Parys. Ja.
Wat onthou jy van Parys toe julle nou hier geland het hier in die 70's? Ek sal die hele dag kan praat daaroor. Dit was 'n ongelooflike mooi dorp, né? As die dorp gekom het van beide kante, was dit tuine. Ek het ons het eers al voor die stadsaal, was my ou spreekkamer. Die stadsaal was net 'n lieflike stadsaal. Dis die omgewing was Ja, reg. Dit was ja. uitkyk, jy net tuine gesien, né? So die leifvore van Parys, né? Ja, Ek praat hier met Moses tuine. Ek weet daar was 'n hele ou soos jy. ja, Hoe het dit gelyk en hoe lyk dit vandag? Né? ja, dis twee wêrelde. Twee verskillende wêrelde. Nou as jy nou kyk na die twee wêrelde, jy het hulle eintlik beleef. Jy het Ja. van daai pragtige Ja. ou Parys inbeweeg Ja, in hierdie ja. situasie waar ons nou is. En ek wil nie eintlik gaan praat oor die nageslagte nie, want ons weet nie wat gaan in die Absoluut, toekoms ja. lê nie, maar Ja. wat is jou gevoel? Is daar ooit 'n kans om terug te gaan na wat dit was? Nee, ek sal eerlikwaar sê ek moet dink daaroor, maar ek moet myself betrokke wees. En ek sien hier's goeie organisasies, mooi Parys en Afriforum, ouens wat jy kan nie altyd op die stadstraat. Daar is net nie veel van hulle kant af nie. Ek wil nie sê daar's niks nie, maar ons weet maar ons het daai tyd al betrokke gewees. Ons het self skoon gemaak in Esplanade weg. Saterdagmiddag hierdie kyk so 'n ou boemelaar gesê oor die kom ons sny die gras. Dan sê hy te dankbaar. Kry sy kosies vir die dag. En dit is iets wat nog steeds eintlik voortsleep. Ek Dis absoluut so. Ek dink ek as sien kyk jy moet ons tuine, ons al jare gesê hy moet eintlik geprivatiseer word. Ja. So ek dink hy moet maar self inspring en iets doen. Nie dat ons regtig 'n visie van 'n pragtige uitslag het nie, want daar word ook teen gewerk. Ja, dis dit. Maar goed, ons gaan nou nie oor daai morbiditeit gesels nie. Ja. Jy het hierdie pragtige Parys gekry, jy het jou hart verloor op die gemeenskap en die gemeenskap het lief geraak vir julle ook, die hele familie eintlik. Die ervaring nou, jy bly nou op die Parys Golfeestyd, bietjie geïsoleer van die res van die gemeenskap af. Maar tog is jy nog steeds deel van die gemeenskap. Ja, ek glo ons is nog altyd maar dieselfde kerk, dieselfde mense, Sparkom, dieselfde mense, Pick n Pay of waar ook al kom, of sien nie maar dieselfde mense met Boerglap ook, maar so, jy sê heeltemal geïsoleerd nie, sportbyeenkomste, het jy nog, maar die gemeenskap het baie verander, van het ek hier was, tot nou. Ek dink dit was 'n baie nouer gemeenskap. Op daardie Ja, stadium. nou, daai jaar het elke ou gekom, geken wat in die kerk kom. Ja. Vandag ken ek nie, sê 20% van die mense. So dit het baie verander, maar dit is die lewe, né? Ja, die lewe verander. Dit is 'n changing world, né? Dit is inderdaad so. Parys het absoluut. Maar ek dink Parys is nog steeds 'n goeie plek. Ek dink toe ons hier gekom het, was hier 4 nuwe motorhandelaars. Hier was Volkswagen, hier was Audi, hier was Mercedes, hier was Toyota, hier was 'n groot Nissan garage. En dan sê jy oor. Letterlik nie een oor nie, ja. Letterlik nie. En ook die industrie. Ja, ek daar kan nou baie van. Ja, ek gesels so baie oor Parys en ek hou daarvan om die geskiedenis te gaan lees en daarna te kyk. Ja. Maar in 'n mate maak dit my morbid. Absoluut. Om te weet dit was so 'n pragtige plek en dan kyk ons vandag en dan wil ek vir myself heeltyd sê, wat is die toekoms hier in die gemeenskap? Dis die hele probleem. Kyk, ek onthou Arwa was die ongelooflike fabriek, National Balls, Metro Clothing, ons noem ons op. En die vakbonde het hulle daai tyd doodgemaak, né? Dit was die vakbonde, dit was die vakbonde, ja, UDF. Ons hou baie goed nog. En daar is dit besluit, sorry, ons baie. Ja. Dit was, National Balls het vir Toyota al hulle onderdele. Natuurlik. Wat moortjies en boutjies, né? Ja. En hulle werk verskaf aan duisende mense, regtig duisende mense. Pragtige Parys. En dan die stasie natuurlik. Ja, en die stasie, ou stasie was net so mooi. Ja. Ek weet die boere het gereeld so, ek dink daar klim op baie trein, dan gaan hulle Douwer toe. Dis 'n groot storie gewees. Ja, groot kuier. Ja, groot kuier gewees. Ja. Sal hy man het agtergebly. Jy het nooit in die publieke rigting in beweeg. Ek was 'n bietjie, ja. Vertel daarvan. Kyk, toe ek in Parys kom, toe was die burgemeester het ek hom geërf. Toe neem ek die praktyk oor, die ou Dr. Germes, hy's by praktyk nou 90 jaar waar hy werk. 90 jaar. Ja, die eerste was 10 jaar, toe 10 jaar, en volgende was 18 jaar, Dr. Germes, hy's en nou is ek 51 jaar. Want toe ek in Parys inloop, toe erf ek die burgemeester, as my tante Giet was. So ek
ek het oorgenoeg gehad van raadsake, want sy laboratorium was eintlik die tweede raadsaal waar al die politiek bespreek. Ja, dit was daar En gesels. ek was op die advieskomitee vir die raad vir 'n lang tyd, op subkomitees. Ja, Ek het eers staan vir die raad en toe die 5 dae sê hulle gaan vir sê, toe sê ek is besig met jou gesinskap. en toe is dit 'n draaipunt. Toe onttrek ek. Dis mense kwas van. Jo. Ja. Ja. Hulle hou dit nie vandag nog teen jou nie, né? Nee, hulle sê weer dan. Ja, jy het inderdaad 'n klomp mense oorleef in die gemeenskap. Groot Ja, van ouens met status. ja, ek onthou ons het toevallig in die ou golfklub. Ek was 'n jaar hier bierbal gespeel. Dit was nie 'n bierbaalklub nie, dis seker die burgemeester Komboet van die Beluister, hy was die groot gees van die golf. Sê maar hierso. Julle bou nou hierdie Mosa saal, ken jy nie? Ons kwasbane aan. Roep hy anders dit weet nou dalk so anders die na luister. Ja. Kom anders te teken geld kom knalle aan toe hulle twee bierbal maak. Dit waar dit vandaan kom. Ja. Dis sê julle moet net 'n stigting vergadering hou. Dit ek en Gideon Mangel staan, maar hy is nie Duitskop en van die wel is op 'n plat hier met ons nie. Ja. Daar was 'n stigtingsvergadering in die ou golfklub. We gaan ons stig sê ons is gekonstitueer. Hier is ons grondwet. En toe stig ons 'n klub om te bou in die bane. En daai baan het gewerk vir seker 25 jaar. Pragtig. Ja. En dit is ook die oorsprong van Parys se bierbalklub. Absoluut. Ja. Daar het hy begin. Ja, interessant. Ja. En kyk net wat het dit opgelewer deur die jare. Ja, nee, ons het 'n provinsiale toernooi daar gespeel. Noord-Vrystaat, Wes-Transvaal daai tyd en Vaal 3 op te mekaar. Tot die 1911 jaar. Pragtig. Ja. So jy het nog 'n groot aanvoeling vir sport ook natuurlik. Ja, nee, ek is so huis groot. My kinders speel, my kleinkinders doen almal sport. Almal aktief in Almal sport. aktief in sport. En groot prestasies, Pieter? Ja, my jongste dogter het was drie keer in 'n ry SA kampioen bierbal speel, toe sy al 17 jaar oud was, senior, en sy het wêreldtoernooi ook gespeel. Toe sy wêreldkampioenskap oor die World Juniors gespeel het, is in die semi-final gedoen. Jo, Ja, baie goed gedoen. Ek Sondag toe. Ja, nee, maar die ander kinders speel, hulle is almal tye sou in die Kaap nou, jy weet, hulle speel cricket daar, die ander speel bierbal, die ander speel. So almal is maar sport. Dis maar hoe hulle groot geword Min het. in die musiek ongelukkig. Ja, dis die maar in die sport het hulle eintlik so groot geword. Hulle is so groot geword. Ja, hulle is so groot. Die My voorbeeld vrou het bierbal gespeel. Ek het bierbal gespeel in 91 toe kom ons gaan hardloop en 98 weer. Ja, bietjie lank. Jy's eintlik 'n baie aktiewe ou. Ja, ek probeer byhou Ja, dan sak jy weet. Dis om 'n balans seker te kry Ja, soos jy Dis jou nou werk, gesê het. dis absoluut. Want ons werk is baie veel eisend, jy weet, dis werklik baie hoë syfer van selfmoord en depressiwiteit en Ja, substance abuse soos hulle sê. So jy moet fiks bly vir jou werk, jy weet. Jy kan nie, absoluut. ja, jy moet fiks bly. As jy in daai beroep is spesifiek nog meer, Absoluut. dit verg baie Ja. fokus en aandag. Dis hy. As jy nou weer 'n keer terugkom, ons gaan weer net vir 'n oomblik terug in die verlede, prominente figure. Jy weet, ek het nou byvoorbeeld vir oom Loodventer goed geken, O ja. Ek het ook geken, ja. wat eintlik 'n baie groot karakter was Ja. in die gemeenskap. Ja. Ander ouens wat jy wil uitlig? Ek het Boet van Nieuwenhuis en die ouers van die gewerk. Ek dink hy is een van die indruk, weet hy sal dit 6 gehad. Op 'n stadium was hy voorsitter van 8 of 9 komitees in Parys en Vaal 3 ook. Die ou Oranje en vir die Oranje Vaal administrasieraad en hy was voorsitter van die Suid-Afrikaanse Tandwerktuigkundige. Jo, So hy het 'n groot rol gespeel in Parys. Daar's daar baie bekend is om Eddie Skutte was die bekende Arnold Skoonwinkel ken ons almal is daar onder voorhede. ja. Wat 'n baie groot rol gespeel het. Praat nou so seer Danhauser ook wat ook 'n lang pad nou gekom het. Ons is steeds vriende. Sien mekaar ongelukkig soos ons altyd maar Ja. ook burgemeester. Ook hier Vicky Daniel van die klub met groot gebenkkelder wat die klub gestig het daai tyd. Een van die stigterslede. Ja, baie prominente mense. figure, ja. En dit Ek kan seker 'n paar uitgelaat, maar dis net wat ek net vinnig aan kan. Ja. Interessant.
En dis mense met wie jy geassosieer het in jou era Ja, hier in nee, die ek het gemeenskap. baie met hulle gehad. Ja, ja. Nou, kom ons kyk so vir 'n oomblik in die toekoms. Dit is moeilik om vooruitsigte te maak en dit is baie moeilik om in die toekoms in te sien. Ja, Maar vir ons ouens in die gemeenskap, wat lê daar vir ons voor? ek is baie beïndruk, dat jy as ek moet eerlik sê, as ek kyk na hierdie Hoofstraat, wat die mense op eie inisiatief. Ek kom nou hier agter hier op die hoek, is mense weer besig om 'n gebou reg te maak. So dit is vir my baie verblydend. As jy kyk na al die restaurante wat is, al die coffee shops wat is, nee. So dit is my antwoord. Jy moet self skouer in die wiel sit. Moenie wag vir Mou oprol. ja, moenie wag vir dinge om te gebeur. Jy doen dit self. So jy's eintlik in 'n mate positief. Absoluut. Ja, absoluut. Jy sien Ja, groot nee, dinge. ek sien die ons wag nou, jy kan moontlik 'n aftrede oorkom op die Golf-eiland ook. Moontlike hospitaal. Dis Dat is goeie weer aan nuus. die gang. Kyk, hy was in die gang. Die probleem is die dienste. Want Ja. ons spontaan kan nie dienste lewer. Hmm. So nou moet jy maar gaan hoorgaan water, sonkrag, alternatiewe energie. Maar die goed is weer in die gang. So ek is baie. Ja, dis nou 'n Die pragtige bietjie tyd wat ek nog oor het, wil ek Ja. positief bly. Ek en, vat dit nou maar van dag tot dag. en die dinge sien en beleef. Ja, dis dit. Jy praat so, dis eintlik half negatief, maar ons word ouer, né? Natuurlik. Ons tyd gaan verby. Ja, absoluut. Jy het groot mense sien ondergang die afgelope tyd, klomp jare, wat jy besef, die realiteit is, jy moet aangaan, né? Ja, Jy moet ja. dit van dag tot dag vat. Jy moet nie te ver in die toekoms gaan kyk. Vir ons gemeenskap, Pieter, 'n positiewe boodskap, want ek sien jy's definitief 'n positiewe. Nee, ek sê dit is moenie wag dinge om te gebeur nie, doen dit self. Bly positief en ek glo as een rede dat ons moet glo in hom en dis ons leier waar ons moet wees. Vertrou op hom. Daar het julle dit. Moenie wag vir dinge nie. Laat dit gebeur. Haal die hande uit die sak uit, rol die mou op en doen vir jou gemeenskap. Dr. Swart, baie dankie. Baie dankie, ek waardeer dit so. Pieter is hier dan. Pieter. Ja.